Goeiemôre almal, welkom hierso. Lekker baie mense vanoggend. Ek dink die son skyn weer, dit almal kom uitjaag uit die huis uit vanoggend. Maar welkom hierso. Bly julle is almal hierso. En kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom na U toe vandag, Here, ons sê dankie. Dankie vir al die wonderlike reën wat ons gehad het. En dankie dat ons weer hier kan saam wees, Here. En U naam kom hoog maak. Here, dankie dat ons kan weet, U is in beheer. Al lyk dinge dalk soms deur mekaar. En Here, waar ons vandag 'n belangrike boodskap moet uitdra. Help ons om die regte woorde te gebruik, Here. Woorde wat mense tot die besef sal kom dat hulle 'n verlosser nodig het. Here, dankie dat U ons lei en ons leer. Dankie vir U goedheid en guns. Here, seën hierdie woord vanoggend. En laat ons nooit vergeet wie U is en wat U vir ons gedoen het. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend oor 'n baie belangrike onderwerp. En ons noem dit bekering. Is 'n klein woordjie, kort, met 'n vreeslike groot betekenis. En wat op die einde van die dag 'n baie groot invloed op jou lewe kan hê. Hierdie woord is so belangrik dat dit in die Afrikaanse 1953 vertaling 127 keer genoem word in verskeie kontekste. Vanaf Deuteronomium 30 tot in Openbaring 16 is hierdie woord te sien. Reg deur die Bybel. In die Ou Testament, in die Nuwe Testament, waar dan sien ons. Soms is dit 'n oproep. Soms is dit 'n oordeel, omdat mense hulle nie bekeer nie. Maar kom ons gaan kyk eers wat beteken die woord bekeer. Nou volgens die Handboek van die Afrikaanse taal is dit om 'n verandering van hart te ondergaan. Om tot inkeer te kom. Dit kan ook vertolk word as 'n 180 grade omdraai weg van jou sondige lewe. En let wel, ek sê 180 grade. Nie 360 grade, want dan gaan jy weer terug waar jy was. Jesaja, Esegiel en vele ander van die Ou Testamentiese profete het die mense geroep tot bekering. Nou ek gaan vir ons so 'n paar verse lees uit Esegiel 18 vanaf vers 21 tot 24 en dan weer 31 en 32. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe. Hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het ek dan miskien 'n behaag
in die dood van die goddelose, spreek die Here, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie. Nou kyk nou net hier, die Here sê, hy wil nie hê die sondaar moet sterwe as gevolg van sy sonde nie. Hy wil hê ons moet lewe. Hier is al klaar 'n belofte vir ons. Maar kom ons lees verder, en hier kom 'n groot waarskuwing. En hierdie waarskuwing echo regdeur tot in die Nuwe Testament in die boek van Hebreërs. Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie. Om sy troubreek wat hy begaan het en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe. Dan lees ons vers 31 en 32. Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe? Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe. Duideliker as dit kan dit regtig nie wees nie. Dan gaan ons na die Nuwe Testament. Ja, dis nie net in die Ou Testament wat dit genoem is nie. Vir die mense wat nou weer sê, ons is nie meer in die ou bedeling nie. Surprise. Jesus, Johannes die Doper en al die ander apostels het dieselfde ding gedoen. Bekering, verkondig. En ek lees vir ons so 'n paar verse uit Matteus 3, vers 1 en 2. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea en gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En nou lees ons in Matteus 4, in vers 17, Jesus, wat nou hier aan die woord is, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En selfs vandag nog word hierdie selfde boodskap verkondig. Ons noem dit die goeie nuus, die evangelie wat Jesus vir ons gebring het. Maar dit is hartseer hoe min mense werklik gehoor gee daaraan. Mense hou te veel vas aan hierdie wêreldsheid van hulle. Al die genot en die plesier van die lewe. Al die begeerlikhede van die lewe waarteen Johannes ons waarsku in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Mense wil doen wat hulle wil doen. Rugby en al hierdie ander sporte is vir hulle belangriker as die Here. Hulle sal met hulle pad uitgaan
om partytjies te reël, net om te kan suip, en te kan staan en vloek, en goddeloos te handel. Maar hulle sal in hulle lewe nie 'n plan maak om by die Here uit te kom nie. Dis mos nou te veel gevra. Dis mos lekkerder om losbandig te wees en om jou so 'n vark te gedra en dan maandag te spog daaroor. Ja, op 'n maandag te spog daaroor. Asof dit 'n vreeslike ding is wat hulle bereik het. Die ander probleem ontstaan binne in die kerke. Daar waar kinders gedoop word, wat ek nou nog nie in my Bybel kon vind, waarom hulle dit doen nie. Daar waar die jeug katekisasie doen, wat alles goeie goed is, belydenis van geloof aflê, en dan sien jy hulle nooit weer nie. Hulle kom nie weer in 'n kerk nie. En as hulle daar kom, is dit net om sekere redes. 'n Ander groot probleem is 'n sondaarsgebed wat deur 'n pastoor afgelees word daar uit 'n boekie uit. En dan staan almal soos 'n klomp papegaaitjies hier voor die kansel en sê dit agter hom aan. En dan sê hy vir hulle, nou is julle gered. Sies tog. Daai mense, en ek praat nou van katekisante, en ek praat van hierdie mense wat hierdie sondaarsgebed afgelê het in hulle lewe nog nie eers tot bekering gekom nie. Hulle het nog nie daai Romeine 12 vers 1 en 2 verandering in hulle lewe ondervind nie. Maar hulle is gered. En so word hy soms oor 'n paar Sondae gedoop ook sommer nog. En dan stap hy daar uit, saam met sy pelle, en hulle staan weer en rook en vuil grappe vertel. Is dit bekering? Is dit die bekering waarvan die Bybel ons oproep om te doen? Hierdie mense stap deur die lewe asof hulle onder die indruk is. Hulle is gered. Ek kan net vir myself dink, wat 'n groot verrassing hulle gaan kry, die dag as hulle laaste asem uitblaas. Wanneer jy tot bekering kom, moet jy tog die vrug van die bekering dra. Jou lewe moet spreek van Jesus en wat hy op aarde kom doen het. Maar vir baie sogenaamde Christene is dit heeltemal te veel gevra. Ons kan mos nou nie te heilig lyk hier by die werk nie. Want wat gaan die ander mense van my dink? En as ek dan nou 'n pad saam met die Here loop, dan gaan ek mos nou al my vriende verloor en ons gaan nie meer lekker kan party hou nie. Asof dit alles wat belangrik is in hierdie lewe. Het jy nou al eenmaal gedink, wat gaan gebeur die dag wanneer jy sterf? Waar gaan jy jou oë oopmaak? Ons sien hoe partytjies gereël word vir enige snert onder die son in hierdie tyd wat ons lewe. Dis of hulle daarop uit is om net die lewe te geniet. En hoe meer drank daar is, hoe lekkerder is die party. En hoe meer is die vloekwoorde. Dis hartseer. Dis hartseer wanneer jy geliefdes hoor en sien by so iets. Dan wonder jy, Here, waar het hulle verkeerd gegaan? Want is nie lekker om te sien wanneer 'n kind wat jy groot gemaak het
volgens die weg van die Here, erger klink as 'n matroos op 'n skip nie. Dis nie lekker om te sien hoe hulle die Here verontagsaam en maar net hulle eie pad loop. En ek dink aan die kleintjies wat hierdie voorbeeld sien. Hulle ouers wat nie 'n wag voor hulle mond plaas nie. Daai kinders is so sponse. Hulle absorbeer al hierdie goed en dink dit is hoe jy moet leef. En ek waarsku elke ouer vanoggend, jy gaan verantwoording doen vir elke daad en elke vloekwoord wat jy voor jou kind uitspreek. As jy nie jou lewe regmaak met God nie. Kom tot bekering. Ons nooi julle uit vanoggend. Alles is nog nie verlore nie. Al lyk jou lewe op hierdie stadium of dit een groot gemors is. Jesus het reeds die prys betaal vir jou en vir my en vir elkeen. Waarom wil julle nie luister nie? Kom, maak julle saak reg. Ons lees in Jesaja 1 vanaf vers 16 tot 20. Skryf Jesaja dit baie mooi. Was julle, reinig julle. Neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. Kom nou. Laat ons die saak uitmaak. Laat ons die saak uitmaak. Sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Want die mond van die Here het dit gespreek. En as ons kyk na die swaard, dan weet ons aan Openbaring, lees ons van Jesus, wat sy tong soos 'n swaard is. En ons weet daai swaard is skerper as 'n tweesnydende swaard. En daai swaard kom om te kom oordeel. Die wat reeds gesterf het ook. So moenie dink, ag as ek dood is ek alright nie. Dan wag 'n groot surprise, hoor. Bekeer jou terwyl jy nog asem in jou het. Want as jy sonder God sterf, is dit te laat. Dan is jy vir ewig sonder God in die hel wat nooit ophou brand nie. Waarom soek julle nie eerder die Here op nie? Jesus het reeds die pad kom oopmaak. Hy het vir ons reeds verlossing bewerkstellig. Waarom bly julle dwaas? Petrus skryf, of Lukas skryf eintlik vir ons in Handelinge 2 vers 25. Maar ons weet, dis Petrus wat aan die woord is. Handelinge 2 vers 38 en 39. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word
in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Wat 'n wonderlike belofte. Kom. Ons lees in Handelinge 3, vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle. Hoekom? Sodat julle sondes uitgewis kan word. En tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Belofte, kom. Kom. Bekeer julle, sodat julle sondes julle vergewe kan word. En God is nie soos die duiwel en ander mense wat jy die hele tyd herinner aan jou sondes, wanneer jy dit berou gehad het en dit bely het. Hy spreek jou vry. Hy was jou witter as sneeu. Hy gee vir jou 'n nuwe kleed. 'n Kleed van geregtigheid. En weet julle, dit laat my dink aan die wapenrusting van God wat die Here vir ons gee. Daar in Efesiërs 6. En as ons gaan sien, daar praat hulle ook van geregtigheid. Hy sê, hy gee vir julle 'n borswapen van geregtigheid. Dink ons nie hierdie wapenrusting van God is ook ons geregtigheid waarmee ons klee nie? En daar gee die Here nog vir ons iets anders ook. Hy gee vir ons 'n swaard. En ons sien die swaard is die woord van God. Nou vra ek, hoe kan jy oorlog toe gaan as jy nie jou swaard ken nie? Dit is omtrent soos 'n soldaat wat opleiding ontvang, maar nie lekker opgeleid het in die klas nie. Of dalk die dag toe hulle dit verduidelik het, was hy nie daar nie. Nou kom hy daar in 'n oorlogssituasie en daai geweer wil nie werk nie. Maar hy weet nie om hierdie geweer uitmekaar uit te haal en hierdie storing reg te maak nie. Dit is soos 'n Christen wat nie sy swaard ken nie. Selfs dit. Die vyand gaan vir jou doodmaak, man. Kom, bekeer julle. Dis die regte ding om te doen. Moenie verval in al hierdie sondigheid van die wêreld nie. Moenie bly vashou daaraan nie. Ek kan myself nie eens indink hoe verskriklik dit moet gaan wees in die hel nie. Elke dag pyniging en verdriet gaan wees. Ek wil eerder ewigheid saam met Jesus spandeer in die hemel. Waar nie pyn en siekte en dood en vyandigheid en afguns en al hierdie slegte dinge van die wêreld is nie. Dit klink mos nou na 'n beter plek om te wees. Ja, dit is 'n prys om te betaal. Want glo my, 'n pad saam met die Here is glad nie baie gewild nie. Wanneer jy saam met die Here stap, het jy nie vriende nie, maar vreeslik baie vyande. Maar dit maak nie saak nie. Bekeer julle. Bekeer julle. Ek roep julle uit die diepte van my hart. Bekeer julle. Voordat dit te laat is. Want as jy gesterf het,
kan dit nie verander word. Dan is dit te laat. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie oproep vanoggend, Here. Bekeer julle. Here, dankie dat ons hierdie boodskap kan uitdra. Dat mense net weer eens besef, 'n lewe sonder U is nie die moeite werd nie. En om te sterwe sonder U, nog minder. Here, U wys vir ons in die gelykenis van die ryk man en Lazarus, dat daar nie omdraai kans is nie. Wat verby is verby wanneer jy jou oë toemaak vir die laaste maal. Here, help hierdie mense wat nog nie bekeer het, om te draai en weg te stap van al die sonde en al die ongeregtigheid waarmee hulle besig is. Maar Here, bewaar ons ook dat ons nie weer terugval waar ons was nie. Want U sê, dan is dit te laat. En ons weet, U praat nie sommer net van 'n ligte sonnetjie op. Dis van heeltemal wegval en weer die ou sondige weer volg. Here, help ons om net aan U vas te hou. Help ons om hierdie wedloop te voltooi. En seën ons, Here. Seën ons deur hierdie week. En laat ons weer veilig wees tot ons weer by mekaar kom. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.